kort voor Jesus se inkoms in Jerusalem, kom die seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes se ma na Jesus toe met 'n snaakse versoek en vra of Jakobus en Johannes elkeen aan 'n kant van God kan sit wanneer Jesus in sy koninkryk kom. En dan verduidelik Jesus dat dit nie vir hulle is om dit te bepaal nie, maar dat dit iets is wat God toekom. Hy het die prerogatief en die voorreg om te besluit wie by hom sit in die koninkryk van God. Jesus vra ook of hulle inderdaad die lydensbeker wat hy pas van gepraat het kan drink. En dan kom dit duidelik na vore dat hulle nie verstaan het waaroor Jesus se lyding regtig gaan en sy sending na Jerusalem wat dit alles behels nie. Moontlik het hulle self gedink dat Jesus op pad was van Galilea na Jerusalem om 'n tipe staatsgreep uit te voer. Maar dan sê Jesus vir hulle, julle kan nie die lydensbeker drink wat ek drink nie. Hulle het dalk gedink dat hulle 'n posisie van eer en aansien gaan beklee, dat hulle besondere mag gaan hê, dat hulle bo-oor die ander disippels aangestel gaan word. En dan kry ons 'n situasie wat om byna vergelyk toe Josef het sy broers van die drome vertel het wat hy gehad het en dat hulle verontwaardig was oor sy meerderwaardigheid of sy aanstelling bo-oor hulle. Jesus merk dit op en hy gebruik die geleentheid om Johannes en Jakobus en hulle ma as ook die disippels self te leer dat in die koninkryk van God gaan dit nie soos maghebbers met maghebbers op aarde wat status en mag en eer gesteld is nie. In die koninkryk van God gaan dit om te dien. Jesus kom juis na die aarde toe omdat hy deur God gestuur is sodat die sonde in homself veroordeel kan word. Hy word 'n mens en daardie mens moet kom ly. Hy doen afstand van eer en aansien en posisie en mag. Hy beleef die skandelike dood aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan kry, sodat ons sondes vergewe kan word. Jesus leer hulle dat in die koninkryk van God dit nie 'n kompetisie is nie, maar dat die wat eerste wil wees, bereid moet wees om ook laaste te wees. Dat die wat eer wil hê eintlik moet dien, dat hulle mag en gesag of enige vorm van aansien en eer moet kan weggee. Dit is ook opvallend hoe Jesus beide groepe saam met hom vat. Hy besweer eintlik die potensiële konflik, die verleentheid wat veroorsaak is deur die versoek wat nie verstaan is nie. Jesus wil maar net vir ons vertel dat die koninkryk van die hemel 'n plek van goddelike heerlikheid is. Dat dit heeltemal anders daar uitsien as die ryke, die baasspelers, die maghebbers van die wêreld. Die koninkryk van God dien ons mekaar. Was ons mekaar se voete. Sorg ons vir mekaar, bid ons vir mekaar. Help ons mekaar en is ons saam bly en is ons saam hartseer. Gebeur daar iets besonders wanneer ons by mekaar kom. Niemand is ooit belangriker as enige iemand anders in die koninkryk van die hemel nie. En niemand het dit vir ons beter en duideliker kom demonstreer as Jesus self, wat aan daardie kruishout alle vorme van mag kom weggee, sodat ek en jy deur God verheerlik kan word. Amen.